78. Ek soek iemand in Ephesians. Iemand? Iemand in Ephesians? Dankie Anneliese. Ephesians 3. Soek iemand in Jesaja? Aniek, kan jy Jesaja toe? Okay. O. Kan nie te glo nie. Okay, Psalm 87, is iemand daar, né, ouma? 78. Ephesians 3. Jesaja 43. So Psalm 78, 41, ouma. Wat sê dit? Yep. 41, vers 41. Die Joshua en Jesaja. Hulle het hom opnuut versoek. Met ander woorde, hulle het iets geëis. Okay, Ephesians 3 vers 20. Het aan hoop wat mag het om te doen verder alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Jy hoor hom met hom versoek. En dan sê die versie, aan hom, wat mag het om alles te doen, maar die versie, volgens die krag, wat in ons werk. Jesaja 43, vers 18 en 19. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Okay. Allei drie versies saamwerk nou so. Ons versoek die Here vir iets. Hy sê ons kan hom nie versoek bokant. Hy kan alles doen volgens wat jy glo. Moet ek eerder hierdie ding afhaal? Is dit right? En dan sê nou in Jesaja, as jy dit geglo, dan gaan hy nou iets niets doen. Selfs waar daar woestyn was, sal daar waters wees. Is dit moontlik? Ja. Vir die mens nie. Vir God is. Nee. Nou vandag, kom ons praat bietjie oor hierdie ding. Wat is die? Idol. Heilige aanbieding. Is dit omdat jy vir jou? Is 'n boks. Wat verwag ons in die boks? Wat die prentjies sê. Wat die prentjies sê. Jy is toe nogal waar. Daar is toe so dinge. Wat is die? 'n Selfoon. Wat kan hy doen? Wat jy wil vra wat jy wil. Wie die selfoon het is daar so kwaai, jy kan hom enigiets vra, hy kan jou antwoord. Maar die selfoon is useless in die box. As hy in 'n box is hy useless. Tot jy hom uithaal. Dan is hy nog steeds useless. Jy moet 'n SIM-kaart insit. Het jy al gesien hoe lyk 'n SIM-kaart? Voor jy hom uithaal, hy is 4 sulke tags vas. Kom jy nou agter wat hy sê vir jou? Hy moet gebreek word voor hy ingesit word. Nou kan hy daar allemaal aansit, maar werk hy? Hoekom nie? Hy kort data.
Is jy met my? Selfoon is jou vader. SIM-kaart is Jesus. Data, Heilige Gees. Is jy met my? Nou beteken hy iets. Nou beteken hy iets. In hierdie boks beteken hy niks. Enigiemand kan optrek. En hom oopmaak. As jy nie die SIM-kaart insit, as daar nie Jesus is, en daar is nie data, as daar nie Heilige Gees is, beteken hy niks. Dan is dit net so goed, jy sit hom in 'n boks. En dis waar ons probleem aankom, wat ons al hierdie week oor gepraat het en so. Ons God sien uit te veel in 'n boks. Hey, jy kan met mense oor praat en sê hulle, die Here doen dit en die Here doen dit. Maar daar oorgrootte meerderheid vertel vir jou van wat in die wêreld omgaan. Dis asof ons God in 'n boks in die wêreld buite het. Ons het nodig om die wêreld in 'n boks te sit en God buite te sit. Weet jy wat as in hierdie boks is? Kan jy glo wat hy kan doen? Hy kan 16 megapixel foto's neem, hy kan opneem, hy kan dit doen. Hy kan skyn in die aand, hy kan jou wakker maak. Net as jy hom gebruik. Dit help nie jy om praat met mense oor wat jy God kan doen, maar joune lê in 'n boks. Hy is nutteloos, jy beperk hom. Hy het hierdie onbeperkte toegang tot alles wat jy beperk. En nou, ons het nodig om daai boksie oop te maak. Hy sê so die woord. As hy klop en jy maak oop, dan kom hy in om wat te doen? Om gemeenskap te hê. Het jy al gesien hoe lief is mense vir 'n selfoon? Ek het dit gesien voor. Die selfoon is hier, maar die Bybels is nie. Mildred. Jy weet as jy in die kar spring en jy ry. Ek het my selfoon vergeet, kom ons gaan kry hom gou. Maar as jou pad kyk is my Bybel en daar. Weet jy wat, jy worry nie, jy ry maar. En dit is goed so, want God behoort nommer 1 te wees. Nie die selfoon. Want hy nommer 1 is, dan is hy in jou hand gedierig. En hy doen wat jy vra. En jy glo wat hy sê. Glo my maar, mense lees die grootste klomp sterk op internet en dan glo hulle dit. Maar vat jouself en dan sit jy nou in die boks. En jy vra vir die Here, kom in. Dat daar gemeenskap tussen ons wees. Omvou my, Here. Maak my toe. Beskerm my. Hou my vas. Weet jy wat, as jy in die boksie is, en die Here is, weet jy wat as jy dan? Jy is toe en jy is beskermd. Welke man, weet jy wat, as ek oopmaak gaan hy werk. Want hy sper dit, hy is toe. Die wêreld kan jou niks doen onder die beskerming van jou God. Maar hy kan vir jou niks doen as hy in die boks is. Is julle met my? Verstaan julle? Dit is Sondagskool 1-to-1, julle moet dit verstaan. Dat my dink aan daai ou wat net Jesus net eenvoudig. Ja. Jy kan nie jou toppunt bereik waar God jou wil hê as jy nie toegevou is. Jy moet toegevou wees. Hy moet oop wees. Hy moet die werk aan doen. Jy moet die werk ontvang. Ons vra en ons vra en ons vra en ons kry nie. Want as dingetjies wat ons doen, wat dit verhoed, kan ek vir julle daai dingetjies gee. Nou as ons begin, nou gaan ons begin preek.
Die eerste ding wat ons doen, ons beperk God in ons gebede. Weet jy wat, ons bid nie, soos Annelies gesê, hemels genoeg nie. Ons bid net op 'n vlakkige wat ons dink ons het nodig het. Ons het nodig om die hemele af te bid aarde toe. Wat in die hemel is, sê die woord, net so op die aarde, maar dis net wanneer jy dit afbid en dit manifesteer in jou lewe. Dit is nodig om kragtig in jou gebede voor te kom, dit wat jy soek. As jy nie kragtig of excited daaroor is nie, hoe gaan jy dit kry? Kom, gesels bietjie saam. As jou beperking van God in jou gebed is, glo my die res van jou lewe is ondersteboor. Want jy het al klaar jou Vader beperk in jou gebede. Jou gebede is jou tyd saam met God. Maar nou beperk jy hom, maar jy verwag wonderlike dinge. Dit werk nie so nie. As jy wonderlike dinge verwag in jou gebed, sien wonderlike dinge in jou lewe. Moenie hom beperk in jou gebed nie, en verwag, hy moet buite daai beperking vir jou optree. Dit werk nie so nie. Verstaan jy dit? Amen. Kindertjies is daar. Ons beperk die Here met ons finansies. Ons is almal skuldig, hoor. Ek het nie nou nie. Dis te veel. Weet jy wat, as jy toegevou is aan God, dan sal jy sy wil bid. En sy wil word sy voorsiening, en daar sal nie 'n tekort wees nie. Want ons verwag te veel dinge wat nie in sy wil is nie. En as hy genadig, en hy gee dit nie vir jou. Dis nie jou finansies wat jou geval het nie. Dis die Here wat jou beskerm. Kom. Dat ons nie die Here beperk in ons finansies. Hy sê, die vee op 1000 heuwels behoort aan hom. Hy sê, daar is sekere dinge wat jy moet doen, en weet jy wat sê dan sien jy, ek maak die hemele oop oor jou. Maar daar is sekere dinge wat jy moet doen. Jy moet preek, jy moet spreek in jou finansies. Jy moet dit nie beperk. Ons beperk dit. En dit kan nie groei. Ons beperk die Here se genesing in ons lewens. Pastor. Want dit is die waarheid. Ons sit en praat, wanneer laas het jy wonderwerke gesien? Ons hoor van dit, ons glo dit, maar sien jy dit? Never mind die sien, jy moet dit ervaar. Amen. Want as jy die Here nie beperk in jou genesing nie, dan moet jy moes genees wees. Ons beperk hom. Ons sit hom in 'n boks. Hy kan nie uitkom en doen wat hy van hom vra nie, want hy is beperk deur jou woorde. Maar klim jy 'n bietjie in die boks en maak die Here onbeperk en kyk bietjie wat doen hy. Ek weet daai ding kort 'n chance. Weet jy wat? Ek gaan hom chance. Ek sien die data hardop laat. Ek gaan hom 'n bietjie optouch. Ons beperk die Here as gevolg van ons ongeloof. Sê die woord nie, toets my. Sê die woord nie vir my, geloof is 'n ding waarvoor jy hoop en bid, wat jy nog nooit eens gesien bestaan. Dis geloof. So hoekom beperk ons die Here? Want jy het hom nog nie dit sien doen in jou lewe nie. So nou beperk hom, want hy gaan dit nie doen. Nee, as hy vir iemand anders te gedoen het, hoekom nie vir my nie? Los die beperking, laat die onbeperkte God jou beperkte geloof toets en sien wat jy gaan toelaat. Want die Here is daar. Die onmoontlike kan hy doen. Maar verwag jy die onmoontlike? Amen. Verwag jy die onmoontlike? Nee, want ons beperk hom. En so nie so baie amen vandag, dit is net in Spreuke 18 sê, die tong het mag oor lewe en dood. Met ander woorde, ons beperk die Here met ons woorde. Ons beperk die Here deur wat ons spreek. Elke dag is 'n nuwe dag. Jy moet opstaan en sê, dankie Here, hierdie is 'n nuwe dag gemaak vir ons.
Here, laat die beperkings val. Here, wees onbeperk in my lewe vandag. Wees limitless. Sluit aan met data wat sê uncapped. Want die Heilige Gees wat jou lei en trek is uncapped. Daar is nie beperking op dit nie, behalwe vir jy wat dit toelaat. Amen. Ons beperk die Here deur ons aksies. Gee my gou 'n voorbeeld van dit. Kom julle mag saam praat. Bid vir iets wat lukt nog steeds. Plan B, dadelik. Nou as jy al hierdie dinge weet, hoekom beperk ons die Here? As die Here dan vir jou sê nie daar, gee my 10 randjie. Weet jy wat? Ons is nie lus nie, nou nie. Ek het nie nou. Ek het nie nou nie. So ons beperk ook ons finansies. Ons beperk ons aksies en ons beperk wat die Here kan doen met 'n 10 rand. Of met 'n 2 rand. Of met 'n smile. En dan 'n groot ewel is wat ons gelees het in Jesaja. Ons vergeet wat die Here gedoen het. Ons beperk hom in ons verlede. Met ons verlede. Ek het al gebid vir dit. Die Here het nie gedoen. Nou met ander woorde, ek gaan dit nie weet, want die Here kan nie dit vir my doen. Of die Here wil nie dit vir my doen. Wat het hy vir hulle gesê? Gooi die net op die kant uit. Wat het gebeur? Menig. As jy nie die Here beperk nie, sien jy wonderwerk. Op dieselfde manier, op dieselfde plek. Dieselfde ding. Al het jy voorheen gedink, die Here kan dit nie doen. Kom, klim in die boksie, laat die Here uitklim. Moenie hom beperk nie, want hy kan dit. Amen. Hy kan dit. Weet jy wat? Hy wil dit. Jesaja sê, hy wag met ongeduld, dat sy kinders na hom toe kom, om hulle seëninge te kom kry. Jy weet, jou seëning is daar. Hy hoef nie as jy opstaan in die oggend te vra, Here seën my nie, gaan hy dit maak nie, dis reeds daar. Ons kom haal dit nie. En hy is so excited oor die seëning wat hy vir beplan het, Dion, en jy kom haal dit nie, en dan sê die woord, hy wag ongeduldig, dat jy dit kom kry. Elkeen van ons het seëninge wat al lê, wat ons nie voor gevra het nie, wat ons toekom, wat ons nie opeis nie. En dan sê die Here ongeduldig en wag dat ons moet kom. Want hy wil. Ons beperk die Here in ons verhoudings. Hierdie vrou wat hy my gegee het, Here, sy gaan dit nie maak. Sy is useless. Kyk nie daai man weer, Vader. Kom 12 in die aand, hy is nie dronk gesit. Sy beperk, en jy beperk die werk van die Here in daai persoon se lewe. Deur die woorde, sit jy beperkings op hom of haar. Weet jy wat, kyk die Here in daai persoon, en hy kyk na jou met dieselfde oë. En hy sien 'n wit broodjie en 'n wit broodjie. Hy sien nie 'n haie Christen en 'n loue Christen nie. Hy sien sy seun se bloed oor daai persoon. Weet jy wat doen daai bloed oor daai persoon? Wat sy sê vanoggend dis lewendig. Dit maak hom lewendig in 'n vuurvrete. Net soos wat jy vir daai dronk persoon sê, Here, kyk, daai useless, ek moet van hom ontslaag. Dis jou oë. Die Jode se oë sien 'n blou oog. Wit broodjie met vuur in hom. Hy is net bietjie laag nog, maar dit is in hom. Want Christus op die kruis het gesê dis volbring. So almal van ons het dieselfde mate van vuur in ons. Maar wat laat jy toe om uit jou uit te breek? Hoe beperk jy die Here se werk in jou? Hy na jou. Ons gaan nou saals met. Laat ons gaan nou saals met. Want ons is slaap. Okay. Relationships
is een van die dinge wat die Here die hoogste aanbeveel. Want hy soek 'n verhouding met jou. En hy soek jy met verhoudings op die aarde. En in sy mag sal hy alles doen om verhoudings veilig te hou, want dit staan hom aan. Ons laat toe, deur ons beperkings, dat dit nie volmaak is nie. As jy dan geen beperkings op 'n verhouding sit nie, jy's in die boks. En die Here is die onbeperkte een. Dan moet alles volmaak wees. Want hy laat toe wat in daardie boks aangaan. Oké, nog iets? Het julle nog tyd vir nog een? Net soos wat ons die Here beperk met ons woorde en ons aksies, beperk ons hom en dit begin in jou gedagtes. Wat die hart bedink, vloei die mond uit. En wat jy in die hart bedink, wat uit jou mond uit vloei, gee jy lewe. As jy wil nonsies praat en jy bedink dit, dan gaan jy dit spreek en dit gaan so wees. Maar as jy worship in jou hart, en jy maak jou mond oop en dit worship, dan is dinge gebeur. Ons gedagtes, sê die woord, moet ons gevangen neem. Neem jou gedagtes gevangen. Hoekom? Want jy moet beheer wat daar uitkom. Want jou gedagtes begin in jou hart, en jou hart kom na jou lippe, en jou lippe spreek lewe. En kyk nou weer daai vrou vandag, wat het sy nodig? Jy het nog nie gespreek, jy bedink dit. En beperk wat die Here in my persoon se lewe kan doen. Want jy gaan dood daaroor spreek. Nee. Skus, dis hoekom Zachariah stom was, totdat Johannes gebore was. Want hy sê dit dood keer gegaan. dat hy dit doodmaak. Die keer dat hy dit dood. Nou as jy nou regtig 'n revelation wil hê van hoe om die Here nie te beperk nie, dan moet jy nie die probleme gaan soek by al die dinge wat jy gedoen het. Jy moet die probleme net soek by jou. Jy is die een wat in die spieël kyk. Jy is die een wat moet besluit watter van hierdie dinge moet jy ophou te doen. Gaan jy die Here beperk of gaan jy hom toelaat om onbeperk in jou lewe te wees? Dis net iets wat ek en jy kan besluit. Dis net iets wat tussen jou en die Here is. Wil jy hom uit die boks laat? En jy klim in die boks? Of is jy happy om hom in die boks te los? En te gebruik wanneer jy wil. Ons los hom maar in 'n boks. Hy self met my in die sak is, my is af. En as jy 'n probleem het, kan jy gaan staan sonder petrol. En pluk jy hom gou uit, want jy gaan nou gou by help kry. Ja, jy gaan help kry, maar dis nie 'n verhouding. 'n Verhouding is om toe te laat hy alles oor jou beheer. Sodat jy die een is wat veilig is. Die Here het nie jou nodig om hom veilig te hou. So hoef hom nie in 'n boks te sit. Hy is veilig waar hy is. Jy hoort in die boks, sodat jy beskerm kan wees. Amen. Staan saam met my. Weet, daar's 'n voorbeeld in die Bybel van 3 Hebreërs wat dit gedoen het. 3 Hebreëse mans. Ek ken julle name nie. Abraham, en Koos. Ken julle daai mans? Wat? Abednego en Sadrag. Wat is hulle name? Hulle het toegelaat dat hulle in 'n oond gesit word. Hulle het nie die Here se beskerming beperk nie. So maklik gaan ek en jy goeders in en dit maak ons seer omdat ons nie toegelaat het dat die Here se onbeperkte voorsiening in alles met ons is nie. En as dit nie alles met jou is nie, dan gaan jy seer. Jy moet toelaat die onbeperkte beskerming van jou God. Moet hom nie in 'n boksie sit. Klim jy in die boksie. Amen.
Vader, ons dankie dat U 'n goeie God is. Ons dankie Here dat U onbeperkt is in die seëninge. Ons dankie Here dat U onbeperkt is in alles wat ons nodig het. En Here, as ons beskerming nodig het, dan is U onbeperkte beskerming ons deel. Amen. Wanneer ons liefde nodig het, iemand Here, is U onbeperkte liefde ons deel. Wanneer ons 'n verhouding nodig het, Here, dan is U onbeperkte guns in dit. Amen. En ons dankie Here dat U elke dag met ons is. U het bemoeienis met ons elke dag. Maar ek bid Here, kom laat ons toelaat dat U onbeperk in ons lewens werk. Amen. En ons dankie daarvoor Vader in die naam van Jesus. Amen.